My werk in die Here se kerk is, ek is 'n dosent soos wat Dewald gesê het. Ek het 175 studente onder my toesig. En die studente is van 3 verskillende lande, 5 verskillende tale. So 70 van hulle is in die NG Kerk. Dis nie mense wat wil dominees word nie. Dis nie mense wat wil diensleraars word nie. Dit is gewone mense soos jy wat hierso sit. Mense wat 'n roeping van die Here ervaar het en hulle self wil toerus vir die diens in sy koninkryk. En dit het my op 'n manier aangeraak wat ek gedink het nie moontlik is nie. Van my studente is skaapboere in die Noord-Kaap, ander is stadsbeplanners in Kaapstad. Daar's jong ouetjies wat 20 jaar oud is in Durbanville. Die oudste student is amper 70 uit die Vrystaat uit. Dis mense wat hulle self kom gee het vir die Here. En in hierdie reis het ek agtergekom dat dit maklik is om in 'n erediens te sit en die woorde te hoor, maar nie te glo dat die Here se Gees deur mense se lewens werk nie. En ek vertel die storie want ek wil seker maak dat jy hoor dat die Here gaan vandag hier werk. En of jy nou daaraan glo of nie, sy Gees gaan oor ons waai. En die vraag is, gaan jou hart nuuskierig genoeg wees om 'n reaksie op dit te hê? So met daai woorde, kom ons bid saam. Gees van die lewende God, kom laat groei ons geloof, kom versterk ons liefde, en kom bring in ons 'n begeerte om aan U alleen gehoorsaam te wees. Amen. Die teksvers vanoggend is Handelinge 10 vers 1 tot 29. Dit is so in die begin van die kerk se storie, terwyl hulle blaai, in die begin van die kerk se storie na die hemelvaart. En ons lees eintlik 'n vreemde storie van iets wat bo op 'n dak gebeur. Nou, aan die einde van die preek het ek ook 'n storie van iets wat bo op 'n dak gebeur, wat in my lewe gebeur het. So, een van die temas wat uitstaan is dakke. Ek gaan lees van vers 1 af en ek gaan lees uit die 2020 vertaling. Daar was 'n man in Caesarea bekend as Cornelius, 'n centurio van die sogenaamde Italiaanse kohort soldate. En hy, ook sy hele huis, was godsdienstig, godsvreesend, het baie liefdadigheid aan die volk bewys en het gereeld tot God gebid. Hy het teen die 9de uur van die dag 'n visioen duidelik 'n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê, Cornelius. Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra, wat is dit meneer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. Stuur dan nou mans na Joppe, om iemand met die naam Simon, ook bekend as Petrus, te gaan haal. Hy gaan tuis by 'n sekere Simon, die leerlooier, wie se huis langs die see staan. Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy 2 van sy huisbediendes, 'n godvreesende soldaat en een wat by hom dien, en nadat hy hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe. Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper in die stad, het Petrus teen ongeveer die 6de uur na 'n dakstoep opgeklim om te bid. Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hy nog besig was om die maaltyd voor te berei, het hy 'n groot geestesvervoering geraak. Hy sien toe die hemel oopgaan en iets soos 'n groot linnedoek wat afsak en aan sy 4 hoeke op die aarde neergelaat word. Daarin was allerhande 4-voetige kruipende diere
van die aarde en voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem tot hom: "Staan op, Petrus, slag en eet." Maar Petrus het geantwoord: "Onder geen omstandighede, in die Here, want ek het nog nooit iets wat besoedel of onrein was geëet nie." Maar die stem het weer 'n tweede keer na hom toe gekom: "Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie." Dit het 3 maal gebeur, en die voorwerp is dadelik weer opgeneem na die hemel. Petrus was nog aan tafel oor wat die visioen wat hy gesien het kon beteken, toe die mans wat deur Kornelius gestuur is, skielik by die poort aankom. Nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het, hulle roep toe vir Simon, ook bekend as Petrus, hulle roep toe en vra vir Simon, ook bekend as Petrus, daar tuis gaan. Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: "Kyk, daar is 3 manne wat na jou soek. Maak gereed, klim af, gaan sonder aarzeling saam met hulle, want ek het hulle gestuur." En Petrus het afgeklim na die mans en gesê: "Kyk, dit is ek wie julle soek. Waarom is julle hier?" En hulle het geantwoord: "Kornelius die centurion, 'n regverdige en godvreesende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het deur 'n heilige engel 'n openbaring ontvang om u na sy huis te laat kom en na u woorde te luister na u woorde." Toe het Petrus hulle binnengenooi en as gaste verwelkom. En nadat hy die volgende dag gereed gemaak het, het hy saam met hulle vertrek en sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. Die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Kornelius was hulle te verwagte en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. Toe Petrus binnekom, het Kornelius hom tegemoet gegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: "Staan op, ek self is ook net 'n mens." En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. Hy het vir hulle gesê: "Julle weet, dit is vir 'n Joodse man verbode om met iemand van 'n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied?" Ons lees tot sover. Ons is in koninkrykstyd en dit beteken dat ons nadink in hierdie tyd van die jaar oor wat dit beteken om kerk te wees. En as deel van hierdie koninkrykstyd leer ons ook uit stories uit wat in die vroeë kerk gebeur het, oor wat dit gemaak dat die kerk ontstaan het. En as jy nou so 'n bietjie moet dink in die oomblik toe hierdie gebeurtenis afgespeel het, die kerk het nie 'n gameplan gehad nie. Daar was nie 'n begroting nie, daar was nie 'n strategie nie, daar was nie 'n synode nie, daar was nie eens ringe gewees nie. Daar was 'n klomp gelowiges wat na Jesus se hemelvaart die evangelie ernstig genoeg opgeneem het om iets te doen. En so leer ons in die begindele van Handelinge van 'n paar belangrike oomblikke. Handelinge 3 leer ons 'n klomp mense tot inkeer gekom, duisende tot die gemeente gevoeg. Maar dan is daar pertinent in die begin van Handelinge 3 voorvalle wat ons genoem word, waar mense geïdentifiseer is, individue. Eintlik so 'n bietjie vreemde stories. Dit is mense wat nie regtig in die kerk moet inpas nie. Die eerste storie wat ons van lees is dit van Saulus. Ons lees van hom wat die kerk vervolg, Christene doodmaak, wat tot inkeer kom en dan deel word van die kerk wat hy wil afbreek. Die tweede storie lees ons van 'n ontmande Ethiopiër, wat langs 'n pad tot inkeer kom, wat nie eers deel is van die ras of die nasie of die volk, die tradisie,
en wat verwelkom word in die kerk. En dan die derde storie lees ons van Kornelius, 'n soldaat, wat sy werk is om die Israeliete, die Joodse volk, te onderdruk. En hierdie 3 gevalle wil ek verduidelik as nie net belangrik vir die ontvangers van die evangelie nie, maar ook vir die stuurders van die evangelie. En ek sal nou mooi vir julle verduidelik wat dit beteken. Maar vir nou dink ek ons moet ook onsself plaas in die posisie van Petrus. As jy bietjie terugdink na Petrus se storie, dan kom jy agter hy is die een wat Jesus verraai het. 3 keer by die kruisiging, né? Nou jare later is hy op 'n dak. En dan kom hierdie visioen na hom toe af. En Petrus word uitgenooi om dit wat volgens Joodse tradisie en Joodse geloof onrein is te eet. Nou as jy jouself in Petrus se skoene sit, dan dink ek hy was nogals, weet die teks, hy was angstig geweest, maar ek sou ook angstig geweest het as jy die Here al 1 keer of klaar 3 keer verraai het en nou kom hierdie uitnodiging na jou om die goeders te eet wat jy nie mag eet nie. En dat die Here dink eintlik nou op Petrus dink die Here is besig om nou te terg of te toets of gaan jy my weer verraai? En dit is 'n oomblik wat baie maklik verlore gaan. Maar hierdie oomblik waar Petrus uitgenooi word om oor 'n, ons noem dit maar geloofsgrens te tree, het 'n impak op die kerk gehad wat ons vandag uitnooi om hier te sit. As jy 1 hoofstuk verder lees, dan kom gee Petrus terugvoer aan die kerk oor wat gebeur het met sy storie op die dak en met Kornelius. En dan sê hy vir hulle, ek het tot die oortuiging gekom dat dit tussen die Here wat nie net wil Jode red nie, maar ook heidene, oor dit wat gebeur het. En dan 4 hoofstukke later in Handelinge 15, by die eerste synodesitting, dan is Petrus die een wat opstaan en sê, julle, ons moet hierdie mense doop. Wat gebeur hierso? Dit is in die stuur van mense, waar mense tot inkeer kom. So Petrus word gestuur na Kornelius toe, hy kom tot inkeer en sy hele huis kom tot inkeer. Maar dis nie net Kornelius wat tot inkeer kom nie, dis die kerk van die Here wat tot inkeer kom. Dit is baie belangrik om dit te verstaan as 'n gelowige. En ek dink ons het geleer in 'n tradisie in veral die westerse kerk dat wanneer jy gestuur word, dan is die evangelie, die gees, iemand wat daar ver gaan werk deur jou. Maar wat gebeur as jy ook agterkom dat die Here nie net daar ver in daai mense werk nie, maar ook in daai oomblik met jou? Dit is 'n moeilike konsep om te verduidelik op 'n soort van diep teologiese terme. So ek gaan 'n paar stories vertel en ek gaan begin met iets wat in my lewe kom ek begin met iemand wat Dewald ken. Ons het 'n Ou Testament professor gehad, professor Hendrik Bosman. En hy het afgetree in die laaste jaar toe ek in Dewald studeer het. Nou as jy vir Hendrik Bosman geken het, dan het jy hom as hierdie stoere ou oompie gehad. Hy was soos 'n oupa gewees. Hy was baie puntenerig en hy het vir ons prediker en spreuke en psalms gedoseer. Maar toe hy 19 jaar oud was, wou hy nie 'n dominee geword het nie. Hy was ingeskryf by Stellenbosch Universiteit om 'n dokter te word, 'n mediese dokter. En in die Desember vakansie het hy saam met sy gemeente gegaan op 'n uitreik na
die Transkei. En Sondag by erediens wat ons nou hierso sit, in die Transkei, weet ons nou, dis nou 'n bietjie meer jubelrig en die mense sing en dans in die erediens en so. Is hy deel van die erediens en hy hoor 'n babietjie huil buite die kerk se deur. En nou skieurig gaan stap hy uit om te kyk wat aangaan en hy sien by die trappies van die kerk lê daar 'n babietjie toegedraai in 'n kombersie. En instinktief tel hy die baba op en toe hy die baba teen sy bors druk, toe weet hy gaan 'n predikant word. Dis nie logies nie, dis nie rasioneel nie, dis ook nie eers eenvoudig nie, dis kompleks, maar dis die Here se werk. Een van die vrae wat ons kan vra is, hoekom het daai ervaring daar gebeur en nie by sy huis nie? Ons kom nou by. Die tweede storie wat ek wil vertel is, ek sal twee stories uit my eie lewe uit vertel. Kom ons begin met die storie oor die dak. Ek was, soos wat Dewald gesê het, ek is nog steeds baie betrokke in Mosambiek. En terwyl ons nog studente was, het ek op 'n uitreik gegaan Mosambiek toe saam met 'n gemeente. En een van die oortuigings wat ek gehad het, was gewees dat as 'n teologie student moet ek deel wees van die Here se sendingswerk en ek moet in Mosambiek gaan. Hoekom Mosambiek? Want die mense in Suid-Afrika is nie dankbaar nie. Dit was my oortuiging. So toe gegaan en een van die werkies wat ons gedoen het, wat jy op 'n klassiek op 'n uitreik doen, is jy bou goeders. En op daai dag het ons die dak opgesit van 'n kweekskool wat hulle daar gebou het, waar hulle plaaslike predikante oplei. Ek sal 'n bietjie vertel oor die omstandighede van dit, want ons het die dakkappe opgesit, maar dan het jy ook hierdie blink materiaal wat jy bo op die dak sit, wat die insulasie is vir die dak. So, dis Noord-Mosambiek, dis noord van 45 grade Celsius, daar's nie 'n wolkie in die lug nie, jy staan en werk bo op 'n spieël. So jy brand binne in jou neusgate. En ek raak toe aan hulle praat Portugees in Mosambiek, as jy nie geweet het nie, so ek raak in 'n gebroke gesprek betrokke met 'n persoon wat saam met my op die dak werk. Hy vra vir my wat my naam is en ek sê vir hom wat my naam is, ek vra hom wat sy naam is, hy sê vir my sy naam. Hy vra wat doen ek? Ek sê ek gaan 'n predikant word. Ek vra wat doen hy? En ja, hy gaan 'n predikant word. En sy volgende vraag, sy derde vraag aan my is wie bly langs jou? Ek sê ek bly in Stellenbosch, dis 'n woonstelkompleks, daar's baie mense, ek ken nie regtig die persoon wat langs my bly nie. En sy vraag aan my terug was, as die Bybel sê jy moet jou naaste lief hê en jy gaan 'n predikant word, hoe weet jy nie wie langs jou gaan bly nie? In daai oomblik kom Jaco, wat 'n Christen is en 'n gelowige is, tot bekering. Die woorde wat daai man vir my gesê het, deur my siel soos 'n speld gedruk en ek was nie dieselfde mens nie. Want iets van die waarheid wat hy uitgeleef het, kon ek nie regkry nie. Iets van disippelskap wat hy ernstig opgeneem het, het ek nog nie reg gekry nie. Daai selfde uitreik, as jy dit nou nog nie weet nie, dan hoop ek jy kry 'n bietjie insig vandag in dit. Daar is vandag nog in ons buurlande Malaatse kolonies, soos Malaatse, soos wat in die Bybel lees. So, ons het die aand gaan eet by 'n Malaatse man. So Malaatsheid, as jy nie weet wat dit beteken, ons lees van dit in die Bybel, nê. Dis 'n siekte wat jou senuweestelsel aantas. So, jy verloor gevoel in jou lyf. So jy kan nou dink jy bly in die bos, jy maak vuur en jy brand jouself op jou vinger. Jy kan nie voel jy brand nie, want jy het nie 'n sensasie van pyn nie. Jy kry infeksie en later dan moet jou hande of jou voete afgesit word. So ek sit en eet saam met hierdie persoon aandete en hy het nie meer hande en voete nie.
En soos 'n arrogante teologiestudent, dink ek gaan nou vir hierdie ou iets beteken en ek vra vir hom, waarvoor kan ek vir jou bid? So ons werk deur 'n tolk. So ek praat Engels en dan tolk in Portugees. Die tolk sê vir my, die ou wil graag hê jy moet vir hom bid dat hy kan pyn voel. En ek is soos, ek kan nie, hoe bid jy vir iemand dat hulle kan seer kry? Maar in daai oomblik julle besef ek, jy weet as Jesus melaatse mense gesond maak. Weet ons hoor dit as kinders as ja, jy is siek en jy word gesond. Maar om die kapasiteit van pyn terug te kry is iets anders, want alles in ons wêreld leer vir ons moet weghardloop van pyn af. En omdat hierdie ou soek is die kapasiteit om dit te voel. Die twee ervarings het so diep inspraak in my lewe gemaak dat ek besluit het om my lewe te gee vir die vraag: wat doen sendingwerk aan die mense wat gaan? En is die effek van sendingwerk op die mense wat gaan nie soortgelyk of selfs groter as die werk wat hulle gaan doen daar nie? So my doktorsgraad navorsing het ek dit gedoen. Ek het empiriese navorsing gedoen. So wat dit beteken is ek het net 'n idee gehad en geskryf oor die idee nie. Ek het die idee gehad, 'n klomp mense bymekaar gaan kry en gaan kyk of dit regtig so is. So ek het 'n klomp jong mense gevat op 'n nie 'n uitreik nie, 'n inreik na die Transkei toe. Ons het vir 2 weke daar gebly. En die doel van dit was gewees om niks daar te gaan doen nie, net daar te gaan wees. So een van die goed wat ons eerste gedoen het, is toe ons daar aankom, in die Oos-Kaap, toe gee ek vir elkeen van my deelnemers in die studie 'n familie. En die reël was gewees, die familie mag nie Engels kan praat nie, of Afrikaans. En jy moet vir 24 uur, moet jy by hierdie mense gaan bly. Een van my deelnemers was 'n vrou gewees. En toe sy jonk was, het daar inbrekers in hulle huis ingekom, goed gesteel, vasgebind en so, en sy dra hierdie slegte storie, hierdie vrees, hierdie angs in haar lewe. Sy bly toevallig by 'n familie, en ek laai haar toe nou af by die familie, en ek sien hulle vir die 24 uur sien ek hulle glad nie, so sy kom terug, nou vertel sy wat gebeur het, nou sê sy, daar het iets baie vreemd gebeur. Toe ek by die huis kom, toe dra hulle al die beddens uit die huis uit. En hulle het my in die huis gaan sit op 'n matras, ek het daar geslaap, en hulle het almal buite die huis geslaap. Ek het nie verstaan wat gebeur het nie. Toe gaan doen sy ondersoek die volgende oggend, en sy vra maar, hoekom het dit gebeur? Nee, sê die pa van die familie, by my huis is vreemdelinge so skatte. My familie het almal voor die deur geslaap, sodat hulle deur 5 mense moes kom voor hulle by jou moes kom. Net in geval daar iets met jou sou gebeur. En dit het haar lewe verander. Sy is nou 'n predikant. Jy sien julle, ek dink wat ek ontdek het in my eie lewe, in my navorsing, is dat die Here die kerk vorm deur om mense te stuur. Die Here vorm ook mense en hy roep mense en hy bring hulle tot bekering daar waar ons ver gaan en waar sendelinge werk. Maar dit is deur ons werk as getuienis van die evangelie, wat hierdie kerk leer om beter kerk te wees. Waar ons waarhede van die evangelie ontdek, wat ons nie op ander plekke kon doen nie. Ek het in die begin oor die storie van die prof gevra, hoekom is dit iets wat daar moet gebeur? Hoekom gebeur hierdie mooi stories nie in my eie huis nie? Hoekom gebeur dit in Mosambiek in die Transkei ver weg? Ek dink waar jy woon is ons gemaklik met ons vrese en ons is gemaklik in ons gemak. En wanneer jy oor grense gaan, veral na plekke toe waar jy die vreemdeling is, dan sien jy die Here deur nuwe oë raak.
die werking van die Gees, sonder jou eie vooropgestelde idees, sonder jou verhoudings, sonder jou veiligheidsnetwerke, sonder jou bekende dorp. En die goed het so groot impak gehad op my lewe en die stories wat ons bymekaar begin maak het oor die jare van soortgelyke goed. As ek om August nou daar sit, hy sal vir jou honderde sulke stories kan vertel. Die Synode Wes-Kaapland het begin om hierdie as 'n projek te loods binne in gemeentes. En ek gaan nou 'n laaste storie vertel, gaan ek afsluit. 5 jaar terug kry ek 'n brief. Ek is voorsitter van die taakspan Afrika Ekumene, so ons kyk na al die kerke wat uit die NG Kerk uitgeplant is in Afrika. Ek kry 'n brief van 'n VGK gemeente in die Oos-Kaap. Die VGK Mthatha. Hulle skryf 'n brief vir die NG Kerk Synode en hulle sê: ons gemeente wil graag hê 'n NG Kerk moet by ons kom uitreik. Ek het in my hele lewe nog nooit van dit gehoor nie. Gewoonlik sê die NG Kerk, ons gaan by julle uitreik en dan klim ons kar en ons ry. Ek het die versoek toe na die synodale kantoor te vat. Hulle sê toe vir my, ek moet gaan ondersoek instel. Ek klim op 'n vliegtuig, ek vlieg soontoe, gaan spandeer 'n paar dae daar, en ek kom agter hierdie mense het 'n diep behoefte om saam met 'n NG Kerk te wandel. Maar wat moet ek nou doen? Moet ek nou al die Wes-Kaapse Synode se NG Kerke begin bring en sê, hoor jy, wil julle uitreik om Mthatha toe? En so begin 'n gebedsreis waar ons kommissie saamwerk. En Paasfees verlede jaar word ek uitgenooi om te preek by Wellington Oos gemeente. Dit is baie soortgelyke preek as die. En na die tyd het ek met hulle kommissie gepraat en hulle kommissie sê toe vir my, hulle wil verdere gesprek intree met ons. Hulle weet niks van die brief nie, ek praat nie oor dit nie. Hulle wil net praat oor hulle gemeente se roeping waar hulle kan betrokke wees in die Here se koninkryk. Van Paasfees af tot Oktober werk ek met hulle 1 keer 'n maand. Sit lank, ek praat die goed deur en so, ons bid saam. In die laaste aand sê ek vir julle, okay julle, ons het nou alles deurgepraat wat julle wil doen. So, ek het vergeet om te sê, daar naderhand het al die ander gemeentes in Wellington het ook, soos Noord, Oos en Wes het bygekom, soos 3 gemeentes wat nou saam op die reis is. En ek sê vir hulle toe, julle is 3 gemeentes, ons het nou alles, ons kan nie meer verder praat oor nie, ons moet nou iets gaan doen. So gaan julle huis toe, en gaan bid vir 40 dae, waarheen stuur die Here julle, dan gaan ons saam vergader, en dan gaan ons dit hoor. Hoor nou, hulle weet niks van die brief nie. 40 dae gaan verby, ek gaan terug na hulle Oktober verlede jaar. En ek vra, daar sit 12 mense om die tafel. En ek begin op die punt, ek sê, waartoe voel jy, die Here roep julle? En elke liewe een van hulle sê die Oos-Kaap. Toe haal ek die brief uit, wat 4 jaar oud is, en ek lees dit toe. Daai gemeente het daai aand leiers afgevaardig, soos wat in hierdie teks gebeur, en ek het hulle in die begin van jaar om Mthatha toe gevat, om te begin besoek aflê by daai gemeente. Die kerkraad het vergader, en die kerkraad het gesê, ons wil nog steeds sê julle moet hier kom uitreik, maar ons wil ook eers vir julle gaan kom kuier. So die kerkraad het daai aand mense afgevaardig, en Oktober hierdie jaar verwelkom daai gemeente, daai 3 gemeentes, die VGK Mthatha. En so stuur die Here ons oor grense heen en weer om by mekaar te leer. Dis goed wat vandag gebeur, is goed wat regtig gebeur. So die vraag wat ek dink ons uitgedaag word vandag is, nie of jy gestuur word of nie, jy word gestuur. Of jy jouself nou as 'n sendeling beskou of nie, jy is 'n sendeling. Die vraag is, wat se impak bring jou gestuurdheid na die gemeente toe? Waarheen stuur die Here jou, sodat hierdie gemeente 'n beter refleksie kan wees van God se koninkryk? En dis 'n vraag wat ek vir die res van my lewe gaan daarmee dra. Dis 'n vraag wat ek mee worstel en wandel elke dag van my lewe. En een van die wonderwerke wat ek gekry het uit hierdie reis is, dat dit gaan my verstand te bowe oor hoe die Here deur normale mense werk.
net omdat hulle gehoorsaam is teenoor God se roeping. Hoe die kerk groei en verdiep en verbreed, omdat mense besluit het, ek sal gaan, die Here het my gestuur. So na die diens, gaan ons lekker koffiedrinkie agter, as daar iets is van hierdie boodskap, wat vir jou nuuskierig maak, of jy getuienisaksie, kommissie is, of jy 'n vraag het vir my oor hoe dit werk, dit sal vir my 'n voorreg wees om ook by julle te leer en wat se lesse julle leer in die gestuurdheid van die gemeente. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dit is met baie nederigheid en met 'n belydenis dat ons vanoggend kom na U toe en sê dat ons het geen idee oor hoe diep en wyd die Gees werk nie. Here, ons lees stories in koerante van aaklige goeters wat gebeur in ons land. Maar ons is salig onbewus van die koninkryk wat besagte, selfs onoplettende manier elke dag gebeur. Die saadjies van die koninkryk word gesprei en daai saadjies ontkiem en groei in sterk bome in. Here, dit is ons verlange dat ons mag deel wees in daai stories. Here, kom voed in ons die begeerte en die gehoorsaamheid om deel te neem aan die sending, om ja te sê om gestuur te word, om ja te sê om in ons gestuurdheid tot bekering te kom, en om ja te sê om die evangelie wat ons gaan ook terug te bring in ons eie gemeente toe. Here, ek bid vir die gemeente, vir die leiers. Dankie vir die genade wat deur hulle vloei. Here, maak hulle braaf. Help hulle om gehoorsaam te wees. Ek bid vir Dewald en Melissa en vir klein Frederik. Julle hou hulle vas in hulle bediening hierso. En dankie dat hulle tot diens van U koninkryk mag wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.